bly om u hier te sien. Ek gaan vanmôre baie elementêr bedien. Net baie maklik verstaanbaar, en ek glo elkeen gaan dit vanmôre maksimaal ook geniet. Laat my net toe om vir u te sê, God is ernstig oor my en jou. Kan jy met dit verstaan? God is ernstig oor my en oor jou. En ek glo in baie opsigte baie ernstiger as wat ek en jy dit besef. Daarom is dit baie nodig om volle geloof, aandag en ook oorgawe aan hom te gee, sodat die volheid daarvan verheerlik kan word en gemanifesteer kan word. Ons moet waak daarteen, u weet, dit is net logies, terwyl hy die God van genade, terwyl hy die God van liefde is, gaan dit goed. Maar die oomblik as die dood ingetree het, dan is hy nie meer genadig, en dan is hy nie meer liefdevol nie. Dan is hy 'n regverdige regter oor die genade en oor die liefde wat hy wel gegee het. En daarom, terwyl ons geleentheid het en terwyl ons gunste van hom kry, gebruik dit tot sy lof en tot sy ere. En laat dit wees om hom groot te maak en hom alleen. Nou ek het so 13 versies wat ek gaan lees. En dan ek gaan ook nie lank bedien vanmôre nie, kort bedien, baie elementêr. En ek lees hierdie paar verse uit my hart uit en maak u eie gees oop, sodat u maksimaal kan gryp wat die apostel Paulus hierso skrywe, wat hy gee en wat hy deurbring aan ons as mens, sodat ons dan vanmôre maksimale baat hierby sal vind. Ek begin by Efesiërs hoofstuk 3 vanaf verse 1. En as ek hierdie kort gedagte vanmôre kan 'n tema gee, dan wil ek die tema geestesvermoëns. Geestesvermoëns. Die boek Hebreërs, as ek reg kan onthou, die 5de hoofstuk, hier plus minus die 14de vers of 20ste vers, sê hy dat ons moet die geestesvermoëns moet ek en jy oefen in die geregtigheid. Dit met respek gesê, dit val nie net sommer in my en jou skoot nie. Dit vat 'n iets. Luister, om God te glo, vra karakter. Vra karakter. Nie enige een kan hom glo nie. Dit vra regtig karakter en dis 'n geestelike vermoë wat deur my en jou geoefen moet word. Dit beteken ons moet iewers ook begin. En dit is so dat nie altyd met die eerste slag is alles 'n sukses nie. Maar na mate ons aanhou oefen, na mate ons aanhou glo, kry ons guns en kry ons sodoende op so 'n manier ook 'n deurbraak. Ek lees vir u nou vanaf die eerste vers. Hoor mooi hoe verduidelik hy hier. Hy sê, om hierdie rede is ek Paulus, die gevangene in Jafashua, vir julle wat heidene is. Is dit nie mooi dat hy sê hy is deur die seun Jafashua gevange geneem? Hoe begeer ek vanmôre, neem ons gevange in u plan. Neem ons gevange in u wil. Met ander woorde, ek en jy leef nie my en jou begeerte nie, maar ons ervaar en ons vind ons binne in sy raad, binne in sy plan, binne in sy wil. Primêr is ek en jy hier geplaas nie vir onsself nie, maar vir hom. Om 'n aangename geur vir hom te mag wees. Vers 2. As julle ten minste gehoor het van die bediening van die genade van God
aan my verleen is vir julle. Dat hy aan my deur die openbaring bekend gemaak het, die verborgenheid, soos ek tevore kortliks geskryf het, waardeur julle, as julle dit lees, my insig in die verborgenheid van Jahweh kan verstaan. Met ander woorde, hy maak nie 'n verskoning nie, maar hy bring dit by my en jou duidelik, dat ek het 'n openbaring van die verborgenheid van die Seun, Jahweh, by God gekry. En nou sê hy, ek wil mooi met julle praat, sê hy, sodat julle daardie insig wat ek gekry het, julle dit ook kan verstaan. Want dit wat hy my gewys het, gaan oor julle. En as julle dit gaan kry en ervaar, gaan goddelike, bonatuurlike guns en seëninge oor julle wees. Ek wil net op hierdie oomblik sê, die geesteswêreld is 'n baie groter werklikheid as hierdie fisiese wêreld. Daarom, gelukkig is die man en die vrou wat kan oorbeweeg vanuit die natuurlike in die bonatuurlike. Vanuit die fisiese na die geestelike. En kan ons, verseker kan ons. Inteendeel sê hy, as julle begin net as julle my begin prys, doen dit in gees. Met ander woorde nie uit julle self nie uit die natuurlike nie. Dit vra 'n geestesoefening, 'n geestelike vermoë om my te aanbid en om my te prys. Ons gaan aan na die 4de vers toe, waardeur julle, of ek het dit al eintlik al gelees, ekskuus, vers 5, wat in ander tye aan die mense kinders nie bekend gemaak is nie. In ander woorde, dit was nie eers nie. Soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik, nou hoor nou mooi, dat die heidene, nou wil ek dit gou hier duidelik maak, ek en jy is nie 'n Israeliet nie. Nog minder bly ons in Israel. Maar al bly ek in Israel, maak ek my ook nie 'n Israeliet nie. Ek en jy is 'n krom en 'n verdraaide geslag. Heidene, sondaars. Daarom het hy aan die kruishout gesterwe. Spesifiek, want hy sê, want so lief het hy die wêreld. Nie Israel. Israel het 'n wet gehad. Wat hulle gebeskerm het, gebewaar het, en ook het hulle was hulle God se volk. Ek en jy nie. Maar nou sê Paulus, wat homself 'n Joodjie was, sê, wauw, ek het 'n ontmoeting met God gehad. En in hierdie ontmoeting het hy my 'n openbaring gegee van die verborgenheid van die heidene. En nou spreek hy dit nog in die woord heidene, Gentiles, sodat almal wat dit lees kan verstaan, want jy sien, as hy nie dit duidelik maak, Gentiles, heidene nie, dan kan almal die hele Bybel vat en sê, nee, dis net vir die Jode. Maar omdat hy dit reeds duidelik maak, kom ek en jy wat 'n krom en 'n verdraaide geslag was, 'n sondaar was, of is, en nou lees ek, dan kry ek hoop. Dan kry ek goddelike hoop. En dan besef ek kan ook, of ek is ook ingesluit. Hoor hoe mooi wat sê, dat die heidene
mede erfgename is en medelede van die liggaam en hoor nou hier, mededeelgenote, partners. Partners. Hoor mooi, aan die belofte, the promise, the glad message of the Messiah, Yahshua. Dit was altyd, sê Paulus, verborge. Maar in 'n openbaring van 'n ontmoeting het hy deur sy gees bevrug en hierdie waarheid my tuis gebring. Wat Paulus sê, wat ek nou aan julle bring, vers 7, waarvan ek 'n dienaar geword het, volgens die gawe van die genade van God wat aan my gegee is, ooreenkomstig die werking van sy krag. Hoor nou, hoe sê Paulus, aan my die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee, om onder die heidene, die evangelie, van die onaanspreeklike rykdom, the unsearchable riches, rykdom van Yahshua te verkondig. Met ander woorde, hierdie hele openbaring is 'n konneksie van heidene en Yahshua. Dis wat hy sê. 'n konneksie van heidene en Yahshua. Onder die heidene die evangelie onaanspreeklike rykdom van Yahshua te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is, hoor nou mooi, van die verborgenheid wat van alle eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Yahshua. As Yahshua volgens Hebreërs 1 nie 'n absolute gehoorsaamheid aan die Vader gehad het nie, was daar nooit 'n skepping nie. Maar omdat hy anders was, sê Hebreërs, as al die ander engele, het hy hom gegenereer. Vanaf 'n engel, sê Hebreërs 1, hom gegenereer tot sy eie seun. Maar nou wil ek hê u moet verstaan, hy het dit nie gedoen net sodat hy kan sê hy het 'n seun nie. Maar hy het gedoen omdat hy gesien het, hier is die potensiaal om seuns en dogters, met ander woorde hom te gebruik as die eersteling van so baie wat sal volg. So besef vanmôre, alhoewel ek in jou loof, prys en eer, is hy geskep, gegenereer tot my en jou generering vanaf 'n heiden. Ja, halleluja. Na 'n seun en na 'n dogter van ons God. Is hier iemand vanmôre wat net om 'n hand wil gee en om net 'n dankbaarheid wil gee vanweë u guns, u genade, u liefde. En ek gaan nou nie daarna toe, ek noem dit nou net. Hy sê, sodat hy in die eeue wat kan kom, dat die Vader kan betoon sy rykdom. O, wie wil graag sy rykdom wees? Die rykdom van sy heerlikheid.
dit gaan net dieper en dieper en dieper. Sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die vermenigvuldigende wysheid van God, halleluja, bekend gemaak kan. Wat doen hy? Hy gebruik die gemeente. Hy gebruik heidense individue wat kan hoor en dan kan glo en dan vat hulle die geestesvermoë en dan begin hulle om te oefen. Halleluja. En soos hulle die geestelike vermoë oefen, so manifesteer dit volgens hierdie versie aan die owerhede en aan die magte in die hemele. En dan sien hulle die vermenigvuldigende wysheid wat God bekend gemaak het. Ag, nou net in die Kokoetser uitdrukking van waar gehasie. Ek kom met respek, nie van Letty en Johan Koetser af nie, maar ek kom vanuit die hart, vanuit die begeerte, vanuit die visie, vanuit die ywer van 'n ewige God, wat volgens die Bybel sê, hy het my geken, Jeremia 1, hy het my geken, nog voor die grondlegging van hierdie wêreld. Ek wil hê jy moet hierdie diepte of hierdie rykdom net verstaan. Toe hy gekyk het na Jahweh as 'n engel, sy gesindheid. En toe hy gebesluit het, ek gaan jou genereer. Hoor mooi, toe beperk hy homself nie by sy seun nie. Halleluja. Halleluja. Amen. Maar toe sien hy almal. Halleluja. Vir Abraham sê, soos die sand aan die see, soos die sterre in die hemel as jy kan tel. Toe sien Jahweh, in Jahweh sy sien, toe sien hy progressiviteit. En hy besluit, hy gaan hom die begin maak van alles. Halleluja. En om die gewer van alles, vers 11, volgens die ewige voorneme, sê hy dit, wat hy opgevat het in Jahweh, ons Jahweh, in wie ons die vrymoedigheid en die toegang het, met die vertroue, deur die geloof in hom. Nou net so aanmoedig in vers 13, daarom bid ek, dat julle nie moedeloos word, by verdrukkinge, terwille van julle nie, dit is julle eer. Petrus, dink amper is 1 Petrus, hy sê ook, ag, dit loutere vreugde, as julle terwille van my naam vervolg word. As julle begin kritiseer, terwille van my naam, moet julle dit loutere vreugde ag. Jahweh self praat met die volk en sy disippels hier in Johannes 10:10. En dan sê hy, die dief, die Satan, die dief het gekom om te steel, om te slag en te verwoes. Hy sê, maar ek, maar ek, en dan moet jy onthou, hy staan op hierdie planeet,
die hemel uit nie. Hy staan op hierdie planeet. Hy is die moeder van Maria, Josef. So ken hulle hom, so ransoneer hulle hom. Maar nou staan hy, sê, maar ek het gekom. Ek wil jy met jy hoor. Hy maak 'n geloofsoefening in homself los. En hy verklaar, ek het gekom. Pastoor, wat beteken dit as, ek hoop nou, ek spring nou te vinnig nie. Maar volgens hierdie skrifte, wat die openbaring wat apostel Paulus geontvang het van my en jou as 'n heiden, beteken dit, en ek herhaal, ek hoop nie is te vinnig nie, soos hy gesê het, ek het gekom, dat julle lewe, en 'n lewe, hoor mooi, net so, kan elke heiden, wat weet hy 'n erfgenaam geword. Ek praat van iemand wat weet, iemand wat vanmôre hier sit, en hy het sekerheid, ek is 'n erfgenaam. Als so elke man en vrou, kan vanmôre met reg, goddelike reg en gesag, kan hy en sy vanmôre opstaan en sê, die Satan het gekom om te steel, om te slag, maar ek is deur God geplaas. Is hier iemand wat hoor? Ek is hier, deur God geplaas, en Satan, ek weerstaan jou werke. Is hier iemand wat om 'n lofoffer net wil gee? Nie deur krag, nie deur geweld, nie deur 'n oorredende woorde van 'n menslike betoning, maar deur sy gees 'n insig gee en 'n openbaring gee. Hy sê, ek gekom dat julle lewe en dit in oorvloed. Met ander woorde, om in 'n bonatuurlike realm. Hier is die lewe, maar hy sê oorvloed. Oh, met respek. Ag, ek het gesê gaan baie elementêr wees en kort wees. Met respek. As hy sê lewe bonatuurlik, soos my gees om luister vanmôre, dan sê ek jou natuurlike, jy's hier. Jou beperkte, jy's hier. Jou vrees, jy's hier. Maar hier staan 'n medelid in die liggaam. Hier staan 'n mede-erfgenaam. Wie hoor? 'n mede-erfgenaam van die ewige guns, die ewige krag en heerlikheid, en 'n partner in die beloftes van hom. Met ander woorde, lewe en oorvloed. Bonatuurlike insig. Bonatuurlike kommunikasie. Halleluja. Bonatuurlike kontak. Die natuurlike bly sê, ek is nie so seker nie, kan ek verstaan, maar die oorvloed sê, ek weet, dat ek weet, is hier iemand wat het verlang, is hier iemand wat het begeer, ek weet, dat ek weet, met ander woorde, ek loop nie meer rond as 'n dwaling nie, maar ek loop as 'n gestuurde, ek loop as 'n gesalfde, ek loop as 'n gevangene van sy heerlikheid. Bonatuurlike guns, bonatuurlike kennis, 'n bonatuurlike ervaring, bonatuurlike kommunikasie. En dit vat my uit die natuurlike uit. Dit vat my uit die beperkings uit. En dit plaas my in 'n goddelike realm.
en hier geen kans meer is vir die natuurlike of die tekorte of die swakhede nie. Ek herhaal, ons dien 'n God wat bonatuurlik is. Luister mooi, hy is groter as enige natuurlike ding. Hy is groter as enige sataniese aanval en boosheid. Hy is die bonatuurlike en hy sê by hom is daar geen ding onmoontlik nie. En dan vanmôre gee hy nog 'n uitnodiging, alles wat julle in my naam in my naam wil vra, dit sal ek vir julle gee. Halleluja. Met ander woorde, hy kom, Paulus sê, hierdie is 'n openbaring wat ek gekry het. Hy sê, en dit was 'n verborgenheid. En kan ek dit met vandag sê, dit was iets wat die vyand toegehou het. Het sy deur kerkisme, het sy deur tradisies, het sy deur net 'n onvrugbaarheid, of het sy net deur 'n swakheid, maar dit was verborge, tot God besluit het. Dis 'n uur, dis 'n tyd, dat elkeen moet hoor, en dat elkeen moet weet, van die uur het gekom, dat ek my heerlikheid wil openbaar, dat ek my krag wil openbaar, en dat ek vir elkeen 'n nuwe aanraking kan gee, sodat elkeen wat swak is, kan begin opstaan en sê, as gevolg van my kontak, as gevolg van my aanraking, halleluja, sterker is hy wat in my is, dan hierdie leengees wat in die wêreld is. Praat hy 'n verborgenheid, sodat ons vanuit hierdie onkunde kan uitbeweeg, en dat ons binne in hierdie kennis kan inkom, deur die Gees geoefen, en sodat ons daarin kan smaak en kan ervaar. Hoor mooi, die laaste sinnetjie sê, tot die belofte. Hy noem dit, hy sê ek het hierdie openbaring gekry, was 'n verborgenheid, en dan noem hy vers 6, en sê, hier is die verborgenheid, hier is die openbaring, dat die heidene mede-erfgename is. Co-heirs. En dan sê hy, medelede van die liggaam, wat 'n liggaam? Jou versoonse liggaam. Medegenote. Met ander woorde, ons het partnership. Ek wil jy met u iets verstaan. Toe die Vader hom gegenereer het, het hy hom nie eksklusief alleen geplaas nie. Ja, halleluja. Maar toe hom gegenereer het, toe bind hy klaar. Elkeen wat sy naam wil aanroep. Elkeen wat na sy woord wil luister. Elkeen wat wil glo, toe maak hy hulle klaar, integraal deel. Halleluja. Met ander woorde, die Vader sien as 'n waarheid, sy seun Jafashua, tesame met almal, hy gered het. Almal, en daarom sê, met die belofte van die Vader, oor Jafashua. Met ander woorde, alles wat ek in Jafashua geplaas het, is in julle. Halleluja. Het julle, is julle medelede van, en is julle deelgenote, ook daar mededeelgenote aan sy belofte in Jafashua, deur hierdie evangelie. Die vraag bly,
Verstaan ek en jy wat ons lees as ons Bybel lees? Besef ons wat lees ons? Glo ons wat lewe ons? En ek wil vanmôre, soos die Petrus versie gesê, beoefen die geestelike vermoë. Met ander woorde, begin hom weer lees, begin hom weer lees, begin hom vat, begin hom glo, begin dit praktiseer. Ja. Begin dit verkondig oor jou lewe. Begin dit losmaak binne in jou. Nou oefen jy geestesvermoëns. En ek kan jou verseker, hoe gouer ek en jy dit gaan oefen, hoe gouer ek en jy dit gaan vat, en hoe gouer ek en jy daarmee gaan werk, hoe gouer gaan ons die krag, gaan ons die heerlikheid, luister mooi, van God binne in ons eie lewe sien, binne in ons eie lewe. Ag, ek skiet nou ver. In die oomblik as ek en jy dit begin oefen, gaan jy nie meer 'n profeet soek vir 'n woord nie. Jy gaan jouself woord. Wanneer die pers en die hel kom, gaan jy self sê, jou Satan, ek het 'n lewende woord, ek het 'n rema woord, van my skepper, van my God, hoor die woord, en jy gaan hom self spreek, en hy gaan sy woord eer, en hy gaan saam met, ag, is hier iemand wat dit verlang? Is hier iemand wat vanmôre sê, ek wil oorgee, sodat hierdie openbaring van my siel, van my gees en van my liggaam ook besit neem, laat hierdie verborgenheid wat vir my weggebere is, laat dit manifesteer in my en deur. Luister mooi, waarom was dit verborgen? Want Satan weet, as die mede of as die heidene dit hoor, kry die heidene dadelik 'n hoop wat hulle nie gehad het nie. Ek gee nie hoe ver is jy in sonde nie. Ek weet nie hoe min, ek gee nie om hoe min weet jy van God af nie. Ek gee nie om wat het jy al gedoen in jou verlede nie. Maar volgens hierdie woord, as jy kan hoor, volgens die Bybel, as jy kan hoor, kan jy glo. En as jy kan hoor en jy glo, dan weet die Satan, en dan weet jou verlede, en dan weet al jou sondes, ikabot. Ja, halleluja. Ikabot. Hoor nou mooi. Ek hoop nie reg van wat ek nou gaan sê. Ek herhaal, geen nie hoeveel sonder jy was nie. Maar as jy kan hoor, is dit ikabot vir jou situasie. Wat beteken dit, pastoor? Ek gee jou geestelike voorbeeld. Ek borduur nou. Dan stap jy in die put van die hel uit. Sonder dat een demoon jou kan vashou. Sodat enige vloek jou kan hak. Want jy het geloof. Jy het vertroue in wat jy gehoor het. Jy weet, jy's op pad hel toe, jy weet is ikabot, maar hier hoor jy nou, vir mense soos ek, sê hy, het ek eintlik gebepaal, jy is 'n mede-erfgenaam. Is hier iemand wat bly is? Wie dank hom vir sy redding? Wie dank hom vir sy verlossing? Dit beteken, elkeen wat het gehoor het, elkeen wat het gevat het, hy het as 'n ware in die geestesrealm, soos hy dit hier sê, sodat dit aan die owerhede, aan die magte in die hemele, die vermenigvuldigende wysheid van God bekend gemaak kan word. Met ander woorde, elkeen van ons wat hier is vanmôre, wat uit 'n sondige toestand uitkom en hom aangeneem het, ek en jy is in die geestesrealm, 'n heilige manifestasie aan die owerhede, aan die magte van die hemele, van wat? Van die wysheid, van die guns, van die ewige God. Halleluja! En as jy vanmôre jou volheid, hom nog nie gevat, hom nog nie, en soos hy nou gesê, hierdie is 'n verborgenheid wat nou bekend gemaak is.
As ek en jy vanmôre hierdie insig vat, ek is 'n mede-erfgenaam. Hierdie insig vat, dit wat hy vir sy seun gegee het hy ook vir my gegee. En ek begin dit oefen, dan begin ek in die geestesrealm manifesteer. Lewe in oorvloed. Met ander woorde, met respek nou gesê, ek is nie meer 'n pie in the sky nie. Sorry die uitdrukking, maar ek is 'n gesag. Ek is 'n mag. Gaan julle my toelaat. Ek maak sy woord lewendig in elkeen se gees, in elkeen se hart, in elkeen se geloof, in elkeen se siel. Ek maak sy woord lewendig in elke liggaam wat hom nou vat, in elke liggaam wat hom nou glo. Laat dit realiseer en laat dit 'n God werklikheid wees. Halleluja, hierdie openbaring breek vanmôre tradisies. Hy breek vanmôre godsdienste en hy voorsien jou vanmôre met die werklike waarheid, die alfa, die omega, die begin, die einde. Halleluja! Besef mooi, toe Yahweh self hier op aarde was hy as mens hier. Maar hy het geglo, ek is die seun. Ek gaan dit maar sê. Dit beteken, ek en jy het ook 'n rema woord. Voor ek hier was ek by hom. Ou Testament en Nuwe Testament. Dit beteken, en dis wat Paulus hier wil duidelik maak, dit beteken, daar is eintlik nie 'n verskil tussen Yahweh se optrede en wat Paulus nou openbaar. Ons moet ook begin doen nie. Satan bites the dust. Satan, ek bestraf elke leengees van jou. Ek bestraf elke vorm van klein geloof, elke vorm van ongeloof. En ek verklaar oor hierdie hele gehoor vanmôre 'n goddelike eenwording as 'n erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van sy seun Yahweh. En ek maak oor elke man en vrou in hierdie plek die bonatuurlike, die lewe van oorvloed, die lewe van oorvloed oor elke man en vrou in hierdie plek los. Satan bites the dust. Ek maak volle guns en krag en heerlikheid van God oor elkeen se gees, sy siel en sy liggaam nou los, en ek roep hy tot sy lof en eer. Laat dit so, en elkeen wil dit ontvang. Begin hom net 'n lofoffer, begin hom net 'n prysoffer, nie die toeketser nie, maar jou redder, jou verlosser, jou zaligmaker, hy wat jou skepper is. Halleluja! Toe hy hier op aarde was, net 'n mens, want hy sê het homself ontledig. Met ander woorde, 'n totale godheid bo gelos. Hy het hom ontledig deur die gestalte van 'n mens aan te neem. Maar toe hy was, toe glo hy, ek is. En toe hy wil die geestelike gewoonte begin oefen, toe sê Johannes vir hom, ek is nie waardig om dit vir jou te doen nie. Toe sê hy, terwille van die geregtigheid van my pa. Toe sê Johannes, nee, kom laat ek jou dan doop. Maar toe hy dit doen, toe gaan die hemele oop. En die stem kom uit die hemel. En hy sê, dit is my geliefde seun.
en wie ek 'n welbehaagheid luister na hom. Nou sê die skrif mooi, vir elkeen van my en jou, wat hier in Romeine 6, aan sy dood gelykvormig raak. Deur my bekering, deur my geloof, deur my gehoorsaamheid, deur my oorgawe, my ook in die doopwater laat ingaan, en ek daar uitkom, hy sê, dan is die teebeeld die doop, wat my nou ook red. Met ander woorde, kan ek het sê? Toe ek uit die doopbad uit opstaan, toe gaan die hemele ook oop. Is hier iemand wat hom wil dankie sê? Jy weet dit dalk nie vanmôre, jy het dit dalk nooit gebesef nie, en ek neem jou nie kwalijk nie, ek ook nie, maar openbaring van Johannes, van Paulus, gee dit vanmôre vir ons, op daardie dag, toe gaan die hemele ook oop, en die hemel sê, dis my seuns, en dis my dogters, en wie ek, welbehaagheid, want hulle het nie gedoen wat die kerk sê nie, hulle het nie gedoen wat tradisie sê nie, maar het gedoen wat sy woord sê. As jy aan my woord gehoorsaam is, sal jy vra net wat jy wil, en ek sal, sien iemand wat om 'n lofoffer wil gee, hy noem jou sy seun, hy noem jou sy dogter, hy noem jou 'n gesalfde, hy noem jou 'n erfgenaam, tot sy lof en ere. Ek moet weer verskoning vra. Ek het eintlik gesê, gaan net kort wees, ek sien nou eers hoe die tyd gevorder. Hy het hier geloop, net as 'n mens, maar hy het geglo. En nou kom Paulus, en Paulus sê, en ek gaan nou maar sluit, Paulus sê, net soos hy dit aan sy seun gedoen het, maak hy dit vanmôre los. Oor julle. Wie wil vanmôre sy gees oopmaak, sy hart oopmaak, sy verstand oopmaak, en sê, kom o Skepper Gees, wederbaar my, in die volheid van hierdie openbaring, hierdie wat altyd 'n verborgenheid was, maar nie nou is nie. Steek jou hand op, of jy maak net jou gees oop. Al wat jy nou moet doen, sê, kom o Skepper Gees, wederbaar in my, vernuwe in my. Ek wil uit hierdie natuurlike lewe, wil ek in die bonatuurlike inkom. Pastoor, is dit moontlik? Toe Joshua hier rondgeloop het, was hy vir niks bang nie. Niks was nuus vir hom nie. Niks was vreemd vir hom nie. Ek maak vanmôre hierdie krag oor julle los. Ek maak hierdie heerlikheid oor julle los. Niks gaan jou meer bang maak van hierdie wêreld nie. Niks gaan jou meer bang maak van omstandighede nie. Niks gaan meer vir jou nie wees of vreemd wees nie. Vanweer sy inspraak nou in jou gees. Sy inspraak nou in jou hart. En van nou af kom woon hy in en deur jou. En ervaar jy meer 'n erfgenaamskap en die goddelike partnership. Die goddelike partnership word nou losgemaak in elkeen van julle. En elkeen van julle. Ook hulle wat deur die media nou kyk, oor elkeen van julle wat glo, laat dit so wees. Ag, heilig jouself aan hom. Heilig, heilig jouself aan hom. Heilig jouself aan hom. Gee hom die ere, gee hom die pryse, gee hom die lof, gee hom die geloof. Hy verdien dit. En hy alleen. Geniet hom vir 'n paar oomblikke. Maak jou hart oop teenoor hom. Gee jou hart op. Halleluja. Jou gehoorsaamheid, jou geloof,
jou vertroue, goeie ontmoeting vanmôre. Wil nie nou hastig wees nie. Hierdie is lewensveranderende oomblikke. Lewensveranderende heerlikheid. Pastoor, kan dit met my gebeur? Ja. Hy is spesifiek jou genoem. Hy is spesifiek jou genoem. Dit kan. Gee hom net vanmôre jou geloof. Gee hom net vanmôre jou vertroue. Halleluja. Ek gaan nog 'n uitnodiging maak deur die Gees gelei. Nie omdat ek wil uittrek nie, inteendeel is ek jammer ek dalk ander gewees as wat ek wou. Ek is ongelukkig of gelukkig soos hy Gees bevrug in my. Maar jy staan hier vanmôre. En jy is so bewus van jou swakhede. En jy wonder, kan dit met my ook gebeur? Dis reeds die openbaring waar die Satan vir jare van jou al weggehou het. Wat God vanmôre deur Paulus vir jou gegee het. Dit kan. Maar vanmôre sê jy, ja, kan ek. Ek gaan jou vra, steek net jou hand vir 'n oomblik op, elke oog gesluit, niemand kyk rond nie. Hou jy net vir 'n oomblik jou hande. Vader, jy sien nou hierdie hande. Hierdie hande is tekens. Ons erken ons swakheid. Maar ons bely ook vanmôre, U het ons eerste lief gehad. Ek hoor vanmôre, U kan my red, U kan my verlos. U kan my help. U kan my in hierdie bonatuurlike riekalm invat. Ek maak nou erfgenaamskap los. Maak kindskap nou los. Ek vra Heilige Gees, versoen nou elke hand, se siel, se gees, se liggaam. Versoen nou elkeen met die goddelike. En ek roep nou 'n totale wedergebore gunskrag in elke siel en in elke gees. Oorwinning tot U alleenige lof, U alleenige ere. Maak los in elkeen U heerlikheid. U belofte realiseer nou oor elkeen. Gee hom 'n gesamentlike lof, gesamentlike prys. Nie deur hierdie bediening nie, maar deur sy genade. Daarom het hy 'n tafel gegee. En nou sê hy, as jy daardie broodjie vat en jy eet hom, sê hy, dan eet jy my. Met ander woorde, jy sê ja, ek is 'n mede-erfgenaam. Ja, ek is lid in die liggaam. Ja, ek is 'n mede-deelgenoot van U. En hoor nou mooi hierdie ding. Nou eet jy, nou drink jy. Met ander woorde, jy en hy, ja, van so saam, is nou die lofoffer aan die Vader. Dis wat sy hart was, toe hy sy seun gesien het. Toe sien hy al my, toe sien hy al jou. Met hierdie geloof, met hierdie verwagting, ek gaan dit glo, ek gaan dit vat, ek gaan dit lewe. En as jy vanmôre eet, beloof ek jou, sê hy, is jy in my en ek in jou. Neem nou vrymoedigheid. Dis nie hierdie kerk se tafel nie, sy tafel. En is jou geloof, is jou roeping, is jou bediening, is jou genadegawe. Ere tot sy lof, ere tot sy pryse. Dat sy volle heerlikheid oor jou kom, met jou wees en saam met jou wees. En begin my vanmôre op grond van God se inspraak en die woord wat vanmôre uitgegaan het, om U aan te spreek as die erfgename. Jy's 'n erfgename.
En ek wil lees wat net so 'n bietjie aan daar in dieselfde Efesiërs, wil ek u daarmee seën vanmôre. Dat u vanmôre sal hoor. En hier is 'n bekende gedeelte. Hy sê in vers 16. Hy sê dat hy aan julle mag gee. Na die rykdom. En weet jy, terwyl pastoor preek, terwyl ek hierdie skrif lees, sê ek, Vader, wat hierdie verborgde rykdom hier sal wees. Dat u elke een 'n openbaring sal kry. Dat jy elke openbaring vanmôre sal kry, want jy daarmee seën vir my, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met die krag versterk te word. Met hierdie openbaring wat vanmôre aan u bekend geword het, dat u daardeur versterk sal word. Hy sê word deur die Gees in die innerlike mens, sodat, so deur die geloof julle harte kan woon, wat in die liefde geword en gegrond is. En dan wil ek vir julle lees wat sê vers 19, ek wil julle daarmee seën. En die liefde van Yahweh te kan ken, wat die kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van Yahweh. U is geseën vandag. Ja, baie dankie.